Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here en dankbaar dat ons andermal weer kan saam wees so rondom die wonderlike woord van die Here. Ons eer die Here vir sy goedheid, sy genade en sy guns oor ons, dat hy ons deur nog 'n donker en onbekende nag gedra het en dat hy ons vanmôre vars, veilig en gesond opgewek het om dan die nuwe dag in sy naam tegemoet te kan gaan. Ek wil u vanmôre groet met die baie besondere woorde van Halleluja, die 316. Dit gaan oor daardie gedagte van dank Heer vir ure van gebed. Maar ek wil met u vers 2 deel. Daar staan dank Heer vir elke bedestond. Dit voer my op gewyde grond, tot Jesus wie se trou vir my van eeu tot eeu onwrikbaar bly. U woord is my tot troos en steun, dis u genade waarop ek leun. Vry werp ek al my aardse sorg op hom, my heiland en my borg. En ag vriende, dis presies waaroor ons gedagte en ons oordeenking vanmôre sal gaan, is dat ons werklik tyd sal neem onder die skaduwee van die Here se vleuels. Ek lees daar in Psalm 36 vers 8. Daar staan, hoe kosbaar is u goedertierenheid, o God. Daarom skuil die mensekinders onder die skaduwee van u vleuels. Nou vriende, as ons dink aan hierdie baie besondere woorde en hierdie baie besondere psalm, dan sien ons baie duidelik dat die Here ons as sy kinders nooi om gereeld en gedurig en aanhoudend met hom in gebed te kommunikeer. Die baie bekende en ek wil amper sê besondere Psalm 91 leer vir ons baie dieselfde waarheid. Daar staan, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal vir die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. U sien, dit is belangrik om vanmôre hierdie groot waarheid raak te sien, dat wanneer ons tyd in gebed spandeer, dan is ons die naaste aan ons verlosser, aan ons redder en aan ons koning. Dan skuil ons onder die skaduwee van sy vleuels, dan is ons veilig by hom, dan kan ons hart voor hom uitstort en dan kan ons vir hom sê, Here, meester en koning, dit is my behoefte, dit is my begeerte, dit is my verlange, dit is my gebed en my hart so voor die Here uitstort. Die groot prediker C.A. Spurgeon skryf en hy sê baie duidelik, hy sê, no believer who is often praying will have need to cry, my leanness, woe is me. Die gedagte eenvoudig is dat as ons gereeld in gebed, as ons gereeld in aanbidding voor die Here is, sal ons nie op daardie punt kom dat ons eintlik geestelik bankrot, geestelik naak en arm en betlanswaardig en blind voor die Here staan nie. Daar sal 'n vettigheid in ons lewe wees, as ek dit so kan beskryf. Daar sal 'n stroom van lewende water wees wat uit ons binneste vloei. En dan skryf hy verder, en ek wil dit net as 'n gedagte vir u noem. Hy sê, often alone, and you will have much assurance, seldom alone with Jesus, your religion will be shallow, polluted with many doubts and fears, and not sparkling with the joy of the Lord. Ek het so daaraan gedink terwyl ek hierdie oordenking dan ook voorberei. Die gedagte van hoe dikwels is kinders van die Here, vriende, arm, beklanswaardig, blind en naak. Hoe dikwels is hulle geestelik eintlik anoreksia. Daar is min vreugde in hulle lewe, daar is min blydskap in hulle lewe. En die groot rede is omdat hulle nie naby die heiland bly en tyd afstaan om te bid en hulle hart voor die Here uit te stort nie. 'n Kind van die Here kan nie sonder die woord en gebed lewe nie. Baie dikwels hoor ek hoe kinders van die Here die Bybel lees, maar as jy kom by gebed, dan het hulle nie regtig tyd daarvoor nie, of hulle vertel jou hoe hulle gedagtes dwaal en hulle kan nie regtig konsentreer op gebed en wat om vir die Here te sê nie. En dit is juis waar die probleem lê. Want u sien, die woord en gebed vorm 'n eenheid. Dis soos 'n voël, hy kan nie vlieg met een vlerk nie, en ons het gebed en die woord nodig om dan ook op te styg en bo ons omstandighede uit te styg en werklik meer as oorwinnaars te wees deur Jesus Christus wat ons die krag gee. Ek lees vir u die baie besondere woorde daar in Hooglied 1. Daar in die 6de vers staan daar, moenie na my kyk omdat ek so breinerig is, omdat die son my verbrand het nie. Die seuns van my moeder was toornig op my. Hulle het my aangestel as oppasser van die wingerde. My eie wingerd het ek nie opgepas nie. Vertel my tog, my sielsbeminde, waar laat u wy? Waar laat u smiddags die vee lê en rus? Want waarom sou ek wees soos een wat haar met die sluier toedraai by die kuddes van u metgeselle? Vers 12, solank as die koning aan sy tafel was, het my nardes sy geur gegee. Ek het verlang om in sy skaduwee te sit, en sy vrugte is soet vir my verhemelte. Ag vriende, dit is presies die omvang van hierdie gedagte van om te skuil onder die skaduwee van sy vleuels. Dit is belangrik vir my en vir jou om tyd te spandeer
by ons Here Jesus Christus. Ons kan besig wees met baie dinge in die wêreld. Ons kan besig wees om ons daaglikse taak ten uitvoer te bring, om vir ons gesinne te sorg, om by die werk miskien 'n getuie vir die Here te wees, om miskien huisgodsdienst te hou. Maar as ons nie tyd gaan neem om alleen onder die skaduwee van die vleuels van die Here te skuil, stil te word voor hom, my hart voor hom uit te stort, my begeerte aan hom bekend te maak nie, vriende, gaan ons deur die wêreld verniel word. Gaan die lewe vir ons en die uitdagings daarvan te veel word. En dis presies wat hier staan in Hooglied 1 vers 6. Hierdie beminde sê, ek het na almal se wingerde omgesien, maar my eie het ek nie opgepas nie. My eie geestelike lewe het ek verwaarloos, en die oomblik wanneer ons geestelike lewens verwaarloos, vriende, raak ons so besig met onsself dat ons nie meer kan uitgee nie. Kan ons nie 'n getuie meer wees nie, kan ons nie meer 'n skynende lig in hierdie donker wêreld wees nie. Daarom is dit so belangrik dat ons sal sit in die skaduwee van ons verlosser, dat ons sal sit in sy teenwoordigheid, dat ons sy woord sal oopmaak, dat ons tyd sal neem, daaruit sal lees, dit sal oordink, dit sal bepeins, en dan op ons beurt sal antwoord in gebed en sê, Here, ek het gehoor wat U vir my sê. Ek wil antwoord in gebed en ek wil sê, Here, hier is ek, neem my lewe, laat dit, Heer, U gewy wees meer en meer. Daarom hierdie lied waarmee ons begin het, is so belangrik, dat ons tyd sal neem om met die Here in gebed te spandeer. Vers 3 sê, dank Heer vir ure van gebed, waarin U my van twyfel red, en voer tot Gods genade troon, solank ek hier op aarde woon. En staan ek eenmaal voor Gods troon, ontvang ek uit sy hand die kroon, dan word geloof aanskoue Heer, en buig ek dankend voor U neer. Ek pleit by U vanmôre, dat U sal skuil onder die skaduwee van sy vleuels, dat U nie U eie lewe sal verwaarloos, ten koste van al hierdie ander goed wat U doen, wat in die ewigheid nie veel saak gaan maak nie. Dis belangrik om eers U eie siel te versterk, in die skaduwee van sy vleuels te skuil, om hierdie waarheid van sy woord te eet, te drink, versadig te word in sy waarheid, en dan uit te gaan, om 'n skynende lig in hierdie donker wêreld te wees. Ag vriende, U sal agterkom, ek gaan U gereeld oproep, om tyd te spandeer met die Here. Want U sien, hy is ons sielsbeminde. Hy is die een wat ons gered het. Hy is die een wat ons geroep het. Hy is die een wat vir ons sê, hy heilig ons in die waarheid van sy woord. En daarom vanmôre, skuil onder die skadu van sy vleuels. Neem tyd met jou beminde, neem tyd met jou verlosser, en jy sal sien hoe jy geestelik sal groei, sal toeneem in die kennis en genade van ons Here Jesus Christus, en sal smaak en sien dat die Here goed is. Mag die Here vir u en vir my getrou bevind, en mag die Here ons van krag tot krag neem, om hom in alles te verheerlik. Baie seën vir u groete, mooi dagie verder, Tara.